My naam is Abigail. Baie welkom by Leer Ken God. Vandag gaan ons Genesis 10 lees. Om net gou vir die Here vra om ons die woord oop te maak. God, ons hemelse Vader, baie dankie vir 'n geleentheid om weer eens te leer van die woord en vir U beter te leer ken. Maak asseblief vir ons hierdie woord oop en wie ook al dit sit en kyk, wees saam met hulle, behoed en bewaar en beskerm hulle en trek hulle toe onder die bloed van Jesus en seën hulle asseblief. Nogmaals dankie vir hierdie geleentheid, my God, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay. So Genesis 10, afstammeling van Jafet, Cham en Sem. En dit is die stamboom van die seuns van Noag. Sem, Cham en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Die seuns van Jafet was Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Meseg en Tiras. En die seuns van Gomer was Askenas en Rifat en Togarma. En die seuns van Javan was Elisa en Tarsis die Kittiërs en Dodanita. Nou ek neem aan dit was soos 'n nasie of 'n dorpenors, sal ek maar nou sê. Sal ek eventually nou gaan uitvind. Vers 5. Uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, nou soos nasie. Die kuslande van die nasies in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte in hulle nasies. Nou, een van die vrae wat ek elke keer vra is, hoe het die Chinese gekom dat hulle lyk soos hulle lyk? Hoe het die Indiërs gekom dat hulle lyk soos hulle lyk? Die wit mense gekom dat hulle lyk soos hulle lyk? Swart mense gekom dat hulle lyk soos hulle lyk? Verskillende nasies. Dit is nou vir my 'n fascinerende vraag daai. Maar anyways, vers 6. En die seuns van Cham was Kus en Misraim en Put en Kanaan. En die seuns van Kus was Seba en Hawila en Sabta en Raima en Sabtega. En die seuns van Raima was Keba en Dedan. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Oh my goodness, okay. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Sineer. Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou Nineve en Rehoboth, Ir en Kalag. En Resem tussen Nineve en Kalag, dit is die groot stad. En Misraim was die vader van Lidita en Anamita en Lehabita en Naftohita en die Petrusita en Kasluhita. Waaruit die Filistyne voortgekom het. En Kaftorita. Vers 15. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eersgeborene en Het, en die Jebusite en Amorite en Girgasite, en die Hevite en Arkite en Sinite, en die Arvadite en Semarite en Hamatite. En daarna die geslagte van die Kanaaniete hulle versprei. En die gebied van die Kanaaniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gaza in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Seboim tot by Lesa. Dit was die seuns van Cham volgens hulle geslagte na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies. En ook vir Sem, die stemvader van al die seuns van Heber,
die ouer broer van Jafet, is seuns gebore. Die seuns van Sem was Elam, en Assur, en Arpaksad, en Lud, en Aram. En die seuns van Aram was Us, en Hul, en Geter, en Mas. En Arpaksad was die vader van Selag, en Selag van Heber. En vir Heber is 2 seuns gebore, die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak. En die naam van sy broer was Joktan. En Joktan was die vader van Almodad, en Selef, en Hasarmavet, en Jerag, en Hadoram, en Usal, en Dikla, en Obal, en Abimael, en Skeba, en Offer, en Havila, en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan. En hulle woonplek was Messa af in die rigting van Sefar, die berg van die ooste. Dit is die seuns van Sem, volgens hulle geslagte na hulle tale in hulle lande volgens hulle nasies. Vers 32. Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming in hulle nasies, en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. Okay, so dit is verskriklik baie name en verskriklik baie plekke. Maar ek neem aan dit is waar die verskillende nasies seker maar ontstaan het en verskillende mense van volgens Genesis 10 het hulle mos nou rondgetrek, né? Ek het net gekyk hoe ver. Okay. Ja. So dit is Genesis 10, ek dink ons gaan sommer oor na Genesis 11 toe. Die doring van Babel. En die hele aarde het die sien, hier kom ons nou. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En wat vir my baie interessant is dit obviously het ons Engels, Afrikaans, Xhosa, Duits, so baie tale, Chinees, en so voort en so voort. So, daai tyd het die mense almal dieselfde taal gepraat. Ek kan net imagine, it's totally. Okay, vers 2. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinear, en daar het hulle gewoon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik die baakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Jo, vers 5. Toe daal die Here neer, op die wêreld. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. Die Here het neergedaal. Ek wonder of hulle die Here gesien het. Ek dink nie so nie. Okay, so Genesis 11 vers 5. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. Nou obviously kan die Here uit die hemel uit vir ons sien en alles wat hier aangaan. So kom het hy neergedaal. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. Vers 6. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en almal het een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.
Kom, vers 7, kom laat ons neerdal. Nou sien, hier praat die Here nou met iemand, nê? Kom laat ons neerdal, maar God het klaar daar neergedaal. So, die ander moes nou gekom het. Kom laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. Ek het in Genesis 1 gesê, nee, die Here het gesê, nou lyk die mense kinders net soos ons. En hier praat hy weer met, kom laat ons neerdaal, dis weer die ons. En ek neem weer aan, dis die Heilige Gees en Jesus. Vers 9, daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Die feit dat die Here neergedaal het, om dit te besien. Ek dink die Here het seker maar net neergedaal om dit van nader te kyk. I don't know. Ons sal seker eventually leer, nee. Vers 10, dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud was, het hy die vader van Arpasad geword, 2 jaar na die vloed. En Sem het na die geboorte van Arpasad nog 500 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Arpasad 35 jaar oud was, het hy die vader van Selag geword. En Arpasad het na die geboorte van Selag nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Selag 30 jaar oud was, het hy die vader van Heber geword. En Selag het na die geboorte van Heber nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Heber 34 jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword. En Heber het na die geboorte van Peleg nog 430 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Peleg 30 jaar oud was, het hy die vader van Reu geword. En Peleg het na die geboorte van Reu nog 209 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Reu 32 jaar oud was, het hy die vader van Serug geword. En Reu het na die geboorte van Serug nog 207 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Serug 30 jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword. En Serug het na die geboorte van Nahor 200 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Nahor 29 jaar oud was, het hy die vader van Tera geword, en Nahor het na die geboorte van Tera nog 119 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abraham. Nahor en Haran, en dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog gelewe het, in sy geboorteland in Ur van Chaldeërs. En Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abraham se vrou was Sarai. En die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jeska. En Sarai was onvrugbaar. Sy het geen kind gehad nie. Obviously raak ek baie excited, want ons almal ken die storie van Abraham en Sarah, nee? Vers 31. En Tera het sy seun Abraham geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Chaldeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En daar het hulle by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterwe. Roeping van Abraham, hy kom in Kanaan, sy trek na Egipte. Sjoe, dit is nou die opskrif van vers van Genesis 12.
Ek dink ons stop daar, want Genesis 12 is vir my baie interessant en baie amazing en daar kom soos nuwe belangrike mense by. So ek dink dit is 'n video op sy eie. So ja, ons het nou van baie afstammelinge geleer en die begin van Abraham en Sarah en Lot. So ja, baie dankie dat julle saam met my bietjie kon leer. Ek hoop julle het 'n mooi dag en dan sien ons julle volgende keer. Bye.